Vandag se lesie gaan ons nog 'n bietjie verder met faktorisering. Die volgende wat ons gaan kyk van faktorisering is om te faktoriseer deur groepering. Nou wanneer gaan ons faktoriseer deur middel van groepering? Wanneer ons gaan faktoriseer deur middel van groepering is wanneer daar 4 of meer terme in die polinoom is. Met ander woorde, onthou my vraagie gaan in hierdie geval altyd wees faktoriseer volledig. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld ietsie gaan kry soos die volgende. Ons het AB plus AC plus BD plus CD. In die eerste plek soek ons mos altyd ons grootste gemeene faktor. Dis die eerste stapie wat ons altyd doen met faktorisering. Nou wanneer ons gaan kyk na 'n grootste gemeene faktor, het ons mos gesê ons grootste gemeene faktor is 'n faktor wat in elkeen van die terme van die veelterm voorkom. As ons nou gaan kyk na hierdie voorbeeld wat ons nou het ons in hierdie veelterme verskillende faktore. Hier het ek 'n AB en 'n AC. Ek het ook nou 'n B en 'n C. In hierdie volgende enetjie het ek nou weer wat by hom gemeen is 'n D en 'n D. Maar ek het ook nou die B en die C. Met ander woorde, dit is hoekom ons gaan gebruik maak van groepering. As ons kyk na die eerste 2 terme, sien ons hulle het 'n A in gemeen. As ek kyk na die volgende 2 terme, dan sien ek hulle het 'n D'tjie in gemeen. Met ander woorde, wat ons dan gaan doen is, ons gaan kyk na hierdie eerste 2 terme en ons gaan kyk na die gemeene faktor wat hulle het. Ons het gesien ons gemeene faktortjie is A, so as ons A daar gemeenskaplik uithaal, dan het ons 'n B plus C wat oorbly. As ek gaan kyk na my volgende 2 terme, dan sien ek mos my D'tjie is daar gemeenskaplik. As ek die D daar uithaal met behulp van faktorisering, dan bly daar oor B plus C. As ek die D by die laaste 2 terme gaan uithaal. Nou wat sien julle gebeur nou? Nou sien ek het 'n gemeene hakie. Nou kan ek weer my reëls toepas van my gemeene hakie uithaal. So, ek haal my gemeene hakie uit, ek behou my hakie. As ek hom by die eerste term uithaal, dan bly daar 'n A oor. En as ek hom by die tweede term uithaal, dan bly daar 'n D oor. Met ander woorde, hierdie AB plus AC plus BD plus CD gefaktoriseer, gee vir my hakie B plus C hakie A plus D. Volgende voorbeeldjie waarna ons kan kyk, is soos AX plus BX plus 2A plus 2B. Nou die groepering gaan daaroor dat ons die terme wat wel 'n gemeene faktor het, by mekaar groepeer. As ons kyk na hierdie probleem wat hulle hier vir ons gegee het, dan kan ek sien ek het in die eerste 2 terme 'n X gemeenskaplik. As ek kyk na die volgende 2 terme, kan ek sien ek het 'n 2 by hulle gemeenskaplik. Met ander woorde, ons kan hierdie eerste 2 terme by mekaar groepeer. Hulle is ons eerste groeperingkie en ons kan hierdie laaste 2 terme by mekaar groepeer. Dit is ons tweede groepering. As ons nou na ons eerste groepering toe gaan, sien ons X is ons gemeene faktor. As ons die X gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor A plus B. As ek na my tweede groepering toe gaan, dan sien ek kan 'n 2 gemeenskaplik uithaal en daar bly 'n A plus B gemeenskaplik oor. Nou kan ek weer sien ek het 'n A plus B as 'n gemeene hakie.
Met ander woorde, ek kan nou A plus B gemeenskaplik uithaal, dan bly daar by die eerste term 'n x oor en by die tweede term 'n 2. Met ander woorde, my finale antwoord is A plus B maal met x plus 2. Nog 'n voorbeeldjie waarna ons kan kyk is 3mx plus 3nx plus m plus n. Nou goed, onthou, as ons kyk na groepering, dan is dit wanneer daar 4 of meer terme is. So ons moet ons bes probeer om die terme wat iets in gemeen het, saam te groepeer. As ons nou gaan kyk na hierdie eerste 2 terme, dan sien ons, hulle het wel my 3 in gemeen, en hulle het ook my xie in gemeen. By die laaste 2 terme is daar nou niks in gemeen nie, maar as ek na hulle gaan kyk, dan kan ek hulle ook in 'n hakkie groepeer. So, kom ons kyk. As ons kyk na ons eerste groeperingkie, het ons gesê is 3x ons gemeene faktor. As ons 3xie daar uithaal, dan bly daar oor 'n m plus n. Nou het ek nog steeds 'n m plus n, wat ek nou in hakkies kan sit. Omdat daai plusse is, maak dit geen verskil aan die teken nie. Nou kan ek duidelik sien, ek het m plus n as 'n gemeene faktor. As ek nou my m plus n as 'n gemeene faktor kan uithaal, dan bly daar by die eerste term my 3xie oor, en as ek hom by die tweede term gemeen uithaal, dan bly daar 'n plus 1 oor. Want onthou, as die gemeene term die gemeene faktor wat ons uithaal, presies dieselfde is as die term, dan bly daar mos 'n 1 in sy plek oor. Ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. Ons het 4a² minus 8a plus 12b² minus 24b. Ons het weer 4 terme, so dit is al die wenk wat vir my sê dat ek met groepering gaan werk, is omdat daar meer as 3 terme is. Die oomblik as ons 4 of meer terme het, gaan ons met groepering werk. As ek kyk na hierdie voorbeeld, na die terme wat iets in gemeen het, gaan ek sien hierdie 2 terme het ietsie in gemeen, so dit is my eerste groepie, en my tweede groepie het wel hier ook iets in gemeen. As ek kyk na my eerste groepie, wat het hulle in gemeen? Onthou, daai 8 is 2 maal 4. Hierdie 8 kan ons ook mos skryf as 2 maal 4. Met ander woorde, ons sien, hy het 'n 4a in gemeen, 'n 4a in gemeen. Met ander woorde, ons gemeene faktor gaan daar wees 4a, en dan bly daar oor y² minus 2. As ek die 4a daar gemeenskaplik uithaal. As ek nou gaan kyk na my tweede groeperingkie, dan kan ek by my tweede groeperingkie sien, ek het 'n 12, want onthou 24 is 2 maal 12, met ander woorde ek het 'n 12 in gemeen, en ek het verder ook 'n b in gemeen. Met ander woorde, ek kan 12b daar gemeenskaplik uithaal, dan bly daar oor y² minus 2 in my volgende groeperingkie. Nou kan ek weer sien, ek het 'n gemeene hakkie. My gemeene hakkie is weer y² minus 2. So ek haal my gemeene hakkie uit, ek behou die hakkies. In die eerste plek bly daar 4a oor, in die tweede term bly daar 12b oor. Dit is dan my finale antwoord.
Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As ons het p tot die mag 3 minus 2p q kwadraat plus 4p kwadraat q minus 8q tot die mag 3. As ek nou gaan kyk na hierdie 4 terme, dan sien ek kan miskien by hulle dit 'n bietjie anders rangskik. Want as ek nou mooi gaan kyk, sien ek hier is 'n p tot die mag 3 en 'n 4p kwadraat q. So die p kwadraat is nou vir my daar by daai 2 die grootste faktor wat gemeen is. Dan het ek weer by die 2 het ek 'n q kwadraat of 'n 2q kwadraat wat eintlik die grootste faktor is wat in gemeen is. So ek sal hulle bietjie rangskik. Ek het p tot die mag 3 plus 4p kwadraat q minus 2p q kwadraat minus 8q tot die mag 3. Nou, as ek gaan kyk na my eerste 2 terme, as ek hulle saam groepeer, dan maak dit my eerste groepie en hierdie volgende 2 terme maak my tweede groeperingkie. Uit my eerste groeperingkie kan ek sien ek het 'n p kwadraat as 'n gemeene faktor. As ek nou p kwadraat as 'n gemeene faktor uithaal, dan bly daar by hom oor p plus 4q. As ek nou gaan kyk na my tweede groeperingkie, dan sien ek by my tweede groeperingkie ek het 'n minus 2q kwadraat as 'n gemeene faktor. As ek die minus 2q kwadraat uithaal, dan bly daar oor 'n p plus 4q. Onthou, jy kan altyd mos nou maar weer net gou jou antwoord toets. Dit is maar belangrik dat jy altyd gou jou faktorisering toets. As jy nou weer kyk, minus 2q kwadraat maal met p moet vir my minus 2pq kwadraat gee. En minus 2q kwadraat maal met 4q moet vir my minus 8q tot die mag 3 gee. En ek sien dit is reg. Nou kan ek weer hier sien ek het 'n gemeene hakkie van p plus 4q. As ek nou daai p plus 4q gemeenskaplik uithaal, onthou ek haal my hakkie uit, ek behou my hakkie, en dan bly daar oor p kwadraat minus 2q kwadraat, en dit is dan my gefaktoriseerde antwoord. Onthou dat jy partymal kyk vir die rangskikking van jou terme as dit 4 of meer terme is. Ekskuus, voor ons met die huiswerk begin, wil ek net gou hierdie sommetjie ook op die gewone manier doen. By voorbeeld 5 het ek hom bietjie anders saam gegroepeer, maar dit is nie noodwendig nodig om hom so saam te groepeer nie. As ons kyk na p tot die mag 3 minus 2pq kwadraat plus 4p kwadraat q minus 8q tot die mag 3. As jy nie die ander groepering sien soos wat ek hom daar verander het nie, en jy hou hom in die volgorde wat hy hier is, dat hierdie my eerste groeperingkie is, en die volgende groepie my tweede groeperingkie is dit nie 'n probleem nie, want jy kan nog steeds dieselfde werk doen. As ons kyk na ons eerste groeperingkie, sien ons met ander woorde, p is ons gemeene faktor daar. By ons eerste groepering sien ons p is ons gemeene faktor. As ons p uithaal, bly daar p kwadraat minus 2q kwadraat oor. Nou net so, as ek by die laaste 2 terme kyk, dan kan ek daar sien is 'n 4q, is my gemeene faktor. As ek die 4q daar gemeen uithaal, dan bly daar 'n p kwadraat minus 2q kwadraat gemeenskaplik oor. Nou kan jy wel sien dat my
p² minus 2q² is 'n gemeene faktor. As ek dan my gemeene hakkie uithaal wat p² minus 2q² is, dan bly daar nog steeds oor p plus 4q. En jy kan sien ek het presies dieselfde antwoord as wat ek in die vorige sommetjie het. Julle kan hierdie lesie nou inoefen deur al julle huiswerkies te voltooi. Onthou, practice makes perfect. Met wiskunde, hoe meer somme jy doen, hoe beter raak jy. Probeer om al die huiswerkies te voltooi en geniet dit.